ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 457. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou dit gebeur dat jy sou belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die swart boek. Dis 'n A5 boek, so amper 500 bladsye dik. Die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. Al 8 daai onderwerpe hanteer ek. Dis 'n moed vir elke huis. Want een of ander stadium gaan iemand in jou familie doodgaan. Hy gaan of sy gaan sterf. En dan het u informasie nodig om te weet, wat gaan hemel toe, wat gaan hel toe, wat gaan doodryk toe, wat staan uit die aarde uit op, hoe functioneer ons? Waar's die hel, waar's die doodryk, waar's die hemel? Dis 'n moed, kry hom. Die mens, siel, gees, liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. My WhatsApp nommer 0722367124, soos jy sien hierbo, webtuiste https://jafashua.co.za. As dit al die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, u is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, het 'n magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik om in te teken op die YouTube kanaal vir ons nuwe mense, altyd sê baie welkom. Stuur die kontak vir die vriende en kennisse, almal vir wie omgee. Hierdie reeks is lewensveranderend. Maak seker u het 'n skryfblok, 'n pen en ten minste 33 Afrikaanse Bybel byderhand. Kom ons bid saam. Wonderbaar raadsman, sterke Elohim Vredevors. Ons wil vanmôre vir u Vader Jaffa en Jafashua baie dankie sê vir hierdie bonatuurlike tyd wat ons kan hê om die dag te kan begin in stilte met hierdie studie. Laat dit nie net vir ons 'n gewoonte vormde manier is om die dag te begin nie, maar dat dit bonatuurlike lewende saad in ons innerlike saai, waarop ons in hierdie dag kan teer en funksioneer en waardeur ons ook ander mense dan kan aanmoedig. Sien die woord vanmôre, maak dit lewend, ons bid dit in die naam, bo elke ander naam, die naam Jafashua. Elke Jaffa sê halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja beteken natuurlik prys aan toe Jaffa. O Amen, A-I koppelteken M-E-I-N, hoofletter M. Let it be, laat dit so wees. Spreuke, die boek Spreuke hoofstuk 24, is ons mee besig. Maar ons aanvullende skrif is Efese 2 vers 13. Nou, ons het gisteroggend gesien dat Israel het 'n massiewe probleem en die heidene het een massiewe probleem sonder 'n identifikasie. Daar's niks. Maar dis hoe die godsdienstige wêreld lyk vandag. Hulle kan hulle nie identifiseer met die genadebloed van Jafashua nie. Hulle wil hulle nie identifiseer met die bonatuurlike name van Jafashua nie. Hulle wil hulle nie identifiseer met wedergeboorte nie. Hierdie ander peervoël wat my karakter kom aanvat het. Inteendeel, daar's mense wat gesê prof, dagvaar hom. Gaan lê klag teen hom en dagvaar hom vir karakterskending, want dis wat hy gedoen het. Weet jy wat? Dis presies wat hulle sou wil hê ons moet doen. So kom ons gee die duiwel geen plek nie. En weet jy wat sê hy? Ek noem ons sommer 'n peervoël. Weet jy wat sê hy? Hy sê dat in een van sy video's, hy sê dat as jy net Jesus aanneem, is jy klaar wedergebore. Klaar wedergebore. Hy vergeet dat Jafashua het gesê in Johannes 3 vers 1 tot 12, jy moet wedergebore uit water en gees. Die ou aan die kruis, was hy wedergebore? Nee. Het hy hemel toe gegaan? Natuurlik. Hy het nie na Japie van Zyl se vierde gat toe gegaan nie. Hy het paradys toe gegaan, want Jafashua wil ons sê, vandag, heden sê, ek voorwaar, hy het gesweer, vandag sê saam met my in die paradys, in die derde hemel wees. So hy het die hemel gemaak, deur Jafashua, sy sondes te bely, Jafashua aan te neem, maar hy is nie wedergebore nie, hy kan nie bruid word nie. Hoor wat sê Jafashua, gaan lees, Johannes 3 vers 1 tot 12.
Dis wat jy moet doen om die bruilofskleed aan te trek. Galasië 3 vers 26-29. Dis wat jy moet doen. So, net om te sê, jy het Jesus aangeneem, nou is jy wedergebore. Dis 'n leuen, dis wat julle NAR ouens doen. Want hy is totaal NAR agent, deel van Arenbotha en daai clan, daai hele spul. Goed, kom ons kyk, Efesiërs 2 vers 13. Hy het vir ons 'n baie interessante gedeelte, maar nou gaan ons aan. Maar nou in Jafashua het julle wie heidene na die vlees was, wie vroeër ver was, verwyder, ver weg van alles af. Nie eers deel van die besnydenis en die goed van die 613 wet, hy praat hierso, verwys hy na die heidene, maar nou in Jafashua het julle wie heidene na die vlees was, kyk my vingers, wie vroeër ver was, voor af, nou in 2026, naby gekom, en natuurlijk 2000 jaar gelede, maar ek hou daarom besterk, ek hou daarvan om die woord in te skakel in ons leeftyd. Dis fantasties dat Paulus en Petrus en die ouens dit gehad het 2020, 26 jaar terug. Maar wat van ons vandag? Die woord is relevant vandag. Hy's lewend vandag. Hy is soos 'n vars gebakte brood. Jy ruik daai reuk as jy in die huis instap. Ma het vars brood gebak. Jy ruik dit. En dan kry jy daai braaivleis reuk. Pa is besig om 'n skaapribbietjie te braai. Daai tyd kon jy nog skaap eet, né? Alright. Dis omdat ons van die plaas afgekom het. My pa het geslag en my ma het brode gebak en al die goed. So, dit is die leefwyse gewees. So, wat sê hy? Maar nou in Jafashua het julle wie heidene was na die vlees, wie vroeër ver was, verdwaal, afgedwaal. Nou in 2026, hou jy daarvan, vandag, né? Naby gekom deur die bo-natuurlike genadebloed van Jafashua. Waardeur het dit gebeur? Die bo-natuurlike genadebloed. Vers 14. Want hy, dis Jafashua, is ons vrede. Het ons dit? Want hy, Jafashua, is ons vrede. Hy wie albei, nou moet jy mooi kyk, my vingers, naamlik die vleeslike besnydenis mense, dis Israel. Hulle wat aan die vlees besny was. Hy wie albei, naamlik die vleeslike besnyde mense, Israel, en die onbesnede heidene, dis als een sin. Hy wie albei, hy die twee groepe, die Israeliete en die heidene. Sê vir my, u wat al hierdie skrifgedeelte gelees, wanneer het u in die lewe ooit gedink, daar word met 2 of 3 groepe gelyk gepraat? Ons het altyd gedink, dis net die bruid waarna hy weer beduid, totdat ek met hierdie woord weer besig was. So 'n week gelede, besig met die voorbereiding, toe gaan dit vir my net so oop, dat hy praat ook met hy praat met die Israeliete wie besny was, wat onder die wette, 613 wette van Moses staan. Hy praat met die onbesnedenis, die sondaars, die heidene, en dan praat hy met die Jafiste, die bruid van Jafashua, universaal. Ek wil ook net weer lees, vers 14, want hy, Jafashua, is ons vrede. Het u vanmôre vrede? Het u vanmôre waaragtig vrede in die lewe? Jy sien, wanneer kom die vrede, want ons kan leer om die Satan te sidestep. Ons gee hom nie plek nie, ons gee hom nie eer nie, ons het met hom absoluut niks te doen nie. Want dis wat hy wil doen. Jy sien, die meer ons oor die Satan praat, en ons meer ons oor die slegte dinge praat, die meer verhewe ons hom. Terwyl hy geen plek in ons lewe behoort te hê nie. Selfs sy naam moet ons met 'n klein lettertjie S spel. Want hy, Jafashua, is ons vrede. Hy is my vrede. Is hy jou vrede? Hy wie albei, naamlik die besnydenis, hulle, dis Israeliete en die onbesnede heidene, albei een gemaak
Hy het wat gedoen? Hy het ons hy het hulle, die heidene, en die besnydenis, hulle wie in die besnydenis was, die Israeliete, het hy een gemaak. En die middelmuur van die skeiding afgebreek het. Wat het die bloed van Jafashua gedoen? Hy het die middelmuur wat daar was, afgebreek. Nou kom die Israel Visie ouens en die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, jy kan hulle noem wie hulle wil. En hulle almal bou weer 'n skeidsmuur. Wanneer jy die Restoration of the Original Sacred Name Bible lees, die eerste 5 bladsye is alles oor die wet en die Sabbat en die fees en die besnydenis en al die goed. Ek bewerk dit met minagting. So ons is nie 'n Hebrew Roots Movement nie. Ons is nie 'n nuwe wat noem hulle dit, Hebreëse beweging nie. Daar bestaan nie so iets nie. Ons gebruik die bo-natuurlike geopenbaarde name in die Restoration Bybel en dit wat ons geleer het daaruit, bo-natuurlik. Die beste Engelse streep Hebreëse Bybel wat jy kan kry, want hy het al die openbare name in. Nou sê hy hierso, hy het die skeidsmuur, die middelmuur het hy afgebreek, die petition wall tussen die 2 vertrekke het hy afgebreek en het oopgemaak. Daar agter die voorhangsel, waar net die hoofpriester ingegaan het, waar die grootste leen plaasgevind het, want van die tyd van Israel waar hy uit ballingskap gekom het, toe hulle die tweede tempel gebou het, was daar nie 'n verbondsark gewees nie. Hy tot vandag toe werk steek. So daar is 'n petisiemuur gebou met niks binnekant nie. Hy's vol spookasem gewees, maar daar was niks nie. En die middelmuur van skeiding afgebreek het, hoe wonderlik is dit? Jahwe wil ons vry hê. Nou wil die ouens terug na die wette toe, terug na die besnydenis toe, terug na die 613 wette, net sekere groepe maak uit van Israel. Ons is nie geestelike Israeliete nie, ek was nog nooit 'n geestelike Israeliet nie, want die eerste ding van 'n Israeliet moet besnydenis. Maar ons is nou nie in die gees mense besny. Nee, maar dit maak my nie 'n geestelike Israeliet nie. Dit maak my deel van die bruid van Jafashua, beter geken as volbloed Jafiste. As jy my so sny, dan sien jy loop die Jafistiese bloed. Vers 15, nou sê hy, kom ons lees vers 14 en dan 15 aan mekaar. Want hy, Jafashua, is ons vrede. Is jou vrede, is jou geneesheer, is jou uitkoms. Hy wie naamlik die vleeslike besnydenis mense, Israeliete, en die onbesnedene heidene, albei een gemaak het, en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Hy het dit afgebreek, iets demolish. En dis hoekom sê Hebreërs 7 vers 18, hy het die 613 wette van Moses tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Kan jy Afrikaans lees? Lees wat staan daar. Dis wat die skeidsmuur was. Vers 15, deurdat hy, Jafashua, in sy vlees, kyk hy sê, is weer klein S. Jy kan nie glo dat Tosius en daai ouens en selfs professor Goldenhuis, maar hy was onder instruksies van Tosius hulle. Deurdat hy, Jafashua, in sy vlees, maak daai hoofletter S, in sy menslike vlees, die vyandskap van verlorenheid, klink patheties, né? En nou wil julle ouens vandag erger is dit, want die genade is daar. Jy moet dit in die genade wil lewe, maar nou wil julle in 'n leuen lewe, dat jy selfs 'n derde tempel wil bou en al die rubbish. As jy sê rubbish, gaan luister na my reeks, die leuen van die derde tempel teologie, dis daar op my YouTube. Hy sê, deurdat hy Jafashua in sy vlees die vyandskap van verlorendheid tot niet gemaak het, dis tot niet, it's useless, it's unrecyclable. Naamlik die wet van die gebooie. Wat? Die wet van die gebooie. Die tradisionele gebooie van 613 wet van Moses, wat in insettinge verbonde bestaan. Sodat hy Jafashua deur vrede te maak. Wat het hy gedoen? Hy het vrede kom maak. Die 2 testamente, naamlik die Ou Testament en die Nuwe Testament. Nou moet jy jou seatbelt vasmaak. In homself tot een nuwe mens kom skep.
Hy het wat gedoen? Hy het hierdie twee testamente, die Ou Testament vernietig en die Nuwe Testament tot wording gebring. In homself tot een nuwe, hy sê nie een nuwe testament nie. Hy sê tot een nuwe mens kon skep. En wie lewe hier vandag? Probeer jy messiaans wees, bietjie messie, baie Hans, bietjie besnydenis, bietjie offerlammetjies, bietjie ramshoringblaas, bietjie feesthou, bietjie ongestuurde brode eet, wat, bietjie Sabbat hou. Die Engelse Bybel sê it's all in vain. Because otherwise you're wasting your time. Sodat hy Jafashua deur vrede te maak. Hy het dit klaar gedoen, hy kom dit nie nog doen nie. 2000 jaar gelede, meer as 2000 jaar gelede, die vrede maak, die twee testamente, naamlik die Ou Testament en die Nuwe Testament. Luister wat sê hy weer in die woord. In homself tot een nuwe mens kon skep. Ek is so bly. Ek het nie 'n bokkie of 'n lammetjie nodig, of 'n rooi heifer, of 'n hoëpriester wat vir my moet intree nie. Hy kon eers vir homself 'n bokkie offer nie. Nee, ons lewe in die bo-natuurlike genadebloed van Jafashua, waar hy aan die regterhand van die Vader as ons hoëpriester sit. Sou ons struikel, sou daar enige iets, ek praat nie eens van val nie, net lyk of ons struikel, dan tree hy in by die Vader vir ons. Hoe wonderlik is dit? Hoe wonderlik is dit? Dat ons vanmôre as Jafiste in die bo-natuurlike woord kan funksioneer. Versprei hierdie boodskappe asseblief, dat mense die waarheid kan ontdek. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha, Jafashua kom weer. Halleluja.